Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp, berge, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Oor die hele wêreld word geglo dat berge magies is. Hulle is ewige, stille getuies van die geskiedenis. Die Judakula-rots verwemel van inheemse Amerikaanse snywerk. Een spesifieke glief is vermoedelik die 7-vinger handafdruk van die reusagtige Judakula, wat daar gelaat is toe hy van sy sitplek hoog op die berg gespring het. Daar word gesê dat hierdie rots dien as 'n grens tussen hierdie wêreld en die geesteswêreld. 'n Cherokee-legende vertel dat die Canistee-mense hulle genooi het om naby 'n waterval te kuier, waar agter 'n grot na 'n ander wêreld gelei het. Die Canistee het hul gaste genooi om by hulle daar te kom woon. Slegs een man het geweier. Toe hy weg is, was daar nie meer 'n grot nie, maar 'n soliede rotsmuur. In die Noordwes-area teen die Stille Oseaan glo baie inheemse Amerikaanse stamme dat magtige geeste, die waarmee regtig nie wil mors nie, bo op berge gewoon het. Sommige het kwaadwillige kragte, sommige is wispelturig en wraaksugtig, en ander is amper mensagtig in hul romantiese verstrengelinge met ander berge. Berge was heilig in baie godsdienste en legendes. Sommige, soos die berg Olympus, is die tuiste van die Griekse gode. Die berg Etna is glo die tuiste van Vulkan, die Romeinse god van vuur en die smee. Vir antieke Inka was berge en dood ingewikkeld aan mekaar gekoppel. Die Inka kon die reservoir van spiritualiteit in die berge aanvoel, en het geglo dat sommige dele van die berge as poorte na die gode opgetree het, so hulle het hul dorpies daar gebou. Een keer 'n jaar het hulle 'n rituele kinderofferande aan hul gode op die plek gemaak. Omdat heilige berge beskou word as die bron van heilige kragte en die huiste van geeste, word toegang tot hierdie berge dikwels beperk. Hierdie beperking kan kom in die vorm van klim wat verbied word, of 'n spesifieke samelewing wat die berg vermy. Hierdie berge word ook dikwels deur wette beskerm om hulle bewaar te hou. In Suid-Afrika het ons Tafelberg wat die meeste aandag uit volkskunde trek. Die berg het 'n wonderlike wolk wat verskyn wanneer dit ook al so voel. Die Tafeldoek het soveel oorsprongverhale. Een myte sê dit was die gevolg van die Sanmantusgod, wat 'n vlam teen die hange van die berg met 'n reuse wit karos, 'n dierpels, versmoor het. 'n Ander vertel die verhaal van 'n rookwedstryd tussen die duiwel en die seerower van Hunks. Wat die berg self betref, vertel 'n Khoza verhaal van die draak van die see wat teen 4 reuse geveg het, en die reuse wat uiteindelik die berg word om die land veilig van die see te hou. Bergspoke woon ook op Tafelberg. Antjie Somers, 'n slaaf wat haarself doodgewerk het en as 'n kabouteragtige gees teruggekom het om haar harde lewe te wreek, is die bekendste van hierdie spoke. Om goeie gedrag by kinders te vestig, word die ou gesegde vandag nog in die Kaap gesê: wees goed of Antjie Somers gaan jou beet kry. Die berg is ook vergelyk met 'n vyandige en wraaksugtige reus wat onrus op die see veroorsaak het,
wat enige iemand gestop het wat probeer verbykom het. Die reus was natuurlik verslaan en het 'n roerlose berg geword wat ontdekkingsreisigers soos Vasco da Gama toegelaat het om verby die punt van Afrika te seil en na Indië te reis. Of jy glo dat berge die huise van gode is, die ingang na die geesteryk is, selfbewus is een ding seker, hulle is towerriek. En nou vir my interpretasie van die vee en die oorsprong van die vee, berge. Berge is die ewige landmerke van die ryke. Verskeie weë bestaan binne hulle om die ryke te verbind. Berge is ook die tuistes van verskeie vee, en dit is verbind met die lewenskrag van die ryke en diegene wat daar woon. Verskeie vee is manifestasies van berge, hulle is aan hulle gebonde. Bergnimfe is een voorbeeld. Hulle werk is om hul berg veilig te hou, teen uitgrawings, modernisering, besoedeling ensovoorts. Hierdie vee het die mag om sneeustortings, storms en ander natuurverskynsels te veroorsaak. As 'n klein bonus, kom ons kyk na die vertaling van berg na Engels. Mountain. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!